Goeiemôre, geliefde vriende en familie en ook gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens namens die kerkraad met die volgende afkondigings. Voorbereiding word gevra vir die volgende geliefdes. Ons dink aan Tannie Elmien Viljoen wat terug moes gaan hospitaal toe. Sy sal in die week hoor of sy weer vir 'n operasie moet ingaan en of daar ander behandelings is wat sy kan ontvang wat haar sal help. Dan Tannie Joey Lambrechts wat ook die afgelope week ingegaan het vir 'n gewasverwydering. Sy is terug by die huis en dit gaan met haar baie goed. Ons is ook die Here se genade daar baie voor dankbaar. En dan Driekie Roux is nog baie swak. Sy sterk aan by die huis. Sy is nog baie swak en haal moeilik asem na haar hartomleiding, maar ons glo en vertrou dat haar herstel ook baie vinnig sal plaasvind. Dan wil ons vir die volgende geliefdes geluk sê met hulle verjaarsdag in die volgende week. Die 16de November is Rianay Mulder,
Die 17de November, Elise Bouwer, 18de November, Marie Miller en dan die 21ste November, Reino Mulder. Aan al die geliefdes, die Here se seën toegebid vir die nuwe lewensjaar en ons glo en vertrou dat hulle ook die seën van die Here sal ervaar. Dan het 'n paar ander sake, die dames Bybelstudie, die 21ste November om 09:30 in die Ou Kerk. Ons is besig met 'n reeks oor die vroue in die Bybel. Komende donderdag se Bybelstudie handel oor Ester, die verhaal van Ester. So ons vra dat u ook asseblief moeite sal maak om dit by te woon en dat u ook ander susters en vriendinne sal saambring. Dan vir approbasie word die volgende broers aan die voorgehou wat verkies is as kerkraadslede. Ek wil net vir u dit verduidelik. Hulle word vir 2 weke voorgehou vir goedkeuring en dan wag ons nog vir die broers se antwoord. So dis nie dat hulle reeds aanvaar het nie. Die broers wat verkies is broer Willem de Wal, Vetrivier ouderling, broer Hendrik Kotse, Baberslaagte diaken, broer Casper van Heerden, Vryheid diaken en broer Jan Venter, Dorpswyk diaken. En dan natuurlik ook Bert van Skalkwyk, Smitsdrift ouderling. Dan wil ons baie dankie sê vir Tannie Petrie Rousseau. Sy het hierdie afgelope tyd gewoeker in die tuin, waar sy vir ons die tuin weer mooi gemaak het, nuwe rose ingesit het. Tannie Petrie, baie dankie. So ons altyd lekker as ons hier kom en ons terrein lyk so pragtig en ons weer is vir Tannie ook 'n passie. Baie dankie. Dan wil ons ook geluk sê aan Emie Hattem wat verkies is tot die leerlingraad van die skool. Baie geluk, ook aan Mousie en sy vrou, baie geluk met hierdie prestasie. Ons weer is altyd lekker as mense kinders goed presteer. Geliefdes, dan herinner ons u daaraan dat die Kerssangdiens is Sondag aand, die 1 Desember om 6:00, die eerste Sondag van Desember, 6:00 die aand. Daar is wel ook die oggend 'n normale erediens om 09:30, so ons herinner u ook daaraan. So 1 Desember is daar die oggend 'n erediens normaal en dan die aand die Kerssangdiens. En dan volgende week is ons nagmaal, so ons vra ook dat u net vroegtydig as u besoekers is, dit by die ouderlingraad sal aanmeld en dat u ook uself sal voorberei. Dan is die nuwe boodskappers by die deure beskikbaar. Dis die Afrikaanse boodskapper hanteer verskillende toepassings en verstande daarvan. Die susters gaan lees voor donderdag die boodskapper. Ons gaan dit gebruik in ons Bybelstudie. Dis eintlik nou baie mooi gepas. Maar neem asseblief vir u eksemplaar en as u van iemand weet wat belangstel, kan u vir hulle ook ene neem. Geliefdes, ja, dan sal jy sien hier op die kansel is daar so swart boksie en 'n rekenaar wat hier staan. Vandag is ons eerste lewendige uitsending op YouTube van die eredienste. So vandag is 'n toetsloopie. Ons weet dit gaan maar nog so 'n bietjie stamp en stoot. Ons sal die skakel vir die blad op die gemeentegroepe sit. Maar dit beteken al die eredienste wat gehou word, gaan op YouTube beskikbaar wees in videoformaat en u kan dit vir geliefdes of vriende aanstuur of u kan dit weer gaan kyk en as u wil seker maak jy het reg gehoor, net weer gaan seker maak. En dan vra ons ook dat as jy in die volgende week na hierdie video's kyk en daar is steurings of dinge wat u sê, jong, die hoek is nie reg nie of die klank is nie reg nie of die beeld is onduidelik of so, dat u asseblief vir ons daai terugvoer sal gee, dat ons die nodige aanpassings kan maak. Dit is dan ons afkondigings. Geliefdes, dan word almal van u genooi vir 'n heerlike koppie tee of koffie na afloop van die erediens. Dis Baberslaagte se beurt om te skink. Geliefdes, ons wydingslied is Gesang 6. Gesang 6, daarvan vers 1 en 2, ons sing dit staande, dan bly ons staan vir die uitspreek van die fotum en die seën, waarna ons loflied Gesang 42 vers 1 en 3 sal wees.
Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan die geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die groet en die seën van die Here met ons loflied, Gesang 42, daarvan vers 1 en 3, en dan kan jy weer die sitplekke inneem. Geliefdes, nadat ons na die wet van die Here geluister het, is ons skuldbelydenis Psalm 38 vers 1. Psalm 38 vers 1, na die wet van die Here, en Gesang 8, ons aanbiddingslied na die geloofsbelydenis. Wanneer ons na die wet van die Here luister, word ons opgeroep om ons lewe te ondersoek, om ons skuld te erken en voor die drie-enige God te bely en te glo dat alleen op grond van die soenverdienste van die Here Jesus Christus, sy kruis, dood en sy opstanding, is daar vir ons verlossing van sonde.
Ek hou vir ons die wet van die Here voor uit Matteus 22 vanaf vers 34 tot 40. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Straf toch nie in ongenade, my misdade, Heer verdraai my niet geduld. Wil toch nie in onseek nie, en nie weet nie, op my sonde en Geliefdes, ons lees in die woord van die Here in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. As ons na die woord van die Here luister, dan staan elke mens skuldig teenoor die Here. Elke mens verdien die ewige dood en daarom hulle wat nie glo nie, sal die ewige dood en die oordeel en straf van God ervaar tot in alle ewigheid. Maar aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof, hulle enigste toevlug neem tot hulle verlosser en saligmaker Jesus Christus, die Here, weet jou sonde is vergewe. Met ander woorde, as jy in Jesus glo, sal jy die poorte van die paradys betree. Om ook hierdie geloof wat ons elkeen het te bevestig, gaan ons saam met die kerk deur die eeue ons geloof in die openbaar bely. En ons doen dit aan die hand van die 12 artikels wat ek hier voorhou en in die hart naspreek wanneer ons bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Soos 'n wolk wat smaak, na waters nog beseer, die alleen is my hart, verlang aan die alleen is my bron van krag, en in woorde geloof ek maak. Die alleen is my hart, verlang en ek bring aan die. Kan wees sitplekke inneem. Geliefdes, die Here spreek vanoggend met ons vanuit sy woord, Matteus 28. Matteus 28, ons gaan saam lees vers 16 tot 20. In my Bybel bladsy 57 in die Nuwe Testament.
Matteus 28 vers 16 tot 20 en ons fokusvers is vers 19. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons roep hom aan in gebed. Ons ewige God en hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg is dit nie om in die huis by mekaar te kan kom vanoggend om U te aanbid, om U naam te eer en aan U lofliedere te sing nie. Ja, want U alleen is dit waardig, U wat die skepper is, die almagtige, soewereine God van hemel en aarde. Ja, U wat die kleinste gediertes voed. Ja, en U wat die uitspansel in stand hou. Wat is die mens dat U aan hom dink? Die mense kind dat U hom besoek. Ja, dat U ons liefhet en U seën in ons plek sal gee. Daarom is dit met vreugde en blydskap dat ons as U liggaam, as U kinders vandag by mekaar kom om U te aanbid en onder die geklank van U woord te kom. Ja, Here, wanneer ons die woord oopmaak, weet ons dat ons besig is met die soewereine wil en woord van die Allerhoogste God. En daarom vra ons dat U deur die Heilige Gees ons verstand sal open en ons harte sal voorberei, sodat ons nie met menslike gedagtes U woord verdraai nie, maar dat ons die waarheid en die krag van die evangelie vandag sal hoor. Leer U ons aangaande U weë. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Matteus 28 vanaf vers 16. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Tot sover ons skriflesing. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor en in sy van hart bewaar, want dis die waaragtige woord van God. Geliefdes, ons fokusvers is vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, hierdie gedeelte uit die woord van die Here is een van daardie gedeeltes wat almal van ons ken. Ons ken die groot opdrag, die sendingsopdrag wat die Here aan sy kerk gegee het om die evangelie oor die wêreld te gaan verkondig. Natuurlik is daar rondom hierdie gedeelte verskeie interpretasie, verskille of argumente hoe mens na hierdie gedeelte moet gaan kyk, maar die kern bly dat die opdrag aan die kerk, die opdrag aan die gelowiges is om disippels te maak. Om disippels te gaan maak. Wat is 'n disipel? 'n Disipel is 'n navolger van Jesus Christus. Iemand wat hom dien, iemand wat by hom leer, iemand wat streef om soos hy 'n godvererende lewe te leef. En dan is dit so dat wanneer ons na die lewe kyk en ons kyk na almal wat sê ek is 'n Christen, dan is die verwagting dat almal wat sê ek is 'n Christen, die verwagting is dat hulle almal is disippels. Want ek kan nie die titel van Christen my eie maak as ek nie 'n disipel is nie, want daardie titel is slegs vir die Christene en slegs vir die disippels, hulle vir wie die Here Jesus Christus gesterf het. Hulle wat in hom glo. En om dit te illustreer wat baie keer gebeur, is dat ouers kom op 'n stadium in die lewe dan sê hulle vir jou, maar dominee, ek verstaan nie, my kinders het nie 'n behoefte om kerk toe te gaan nie, my kinders het nie 'n behoefte om deel te wees van die gemeente of die gemeenskap van die heiliges nie, ek weet nie of my kind verlos is nie, wat het gebeur? Dan kom dit by, het jy jou kind 'n disipel gemaak? Het jy jou kind geleer wat dit beteken om die Here Jesus na te leef? En ons kan 'n voorbeeld gebruik om dit te verduidelik, en dit is die voorbeeld se naam is die dilemma van die boere. En basies waarop dit neerkom is dat 4 boere besluit om mielies te plant.
En hulle kry elkeen 'n sakkie saad en hulle gaan plant die mielies met dieselfde implemente, dieselfde stand, dieselfde wyse, dieselfde kunsmis. Hulle kry in dieselfde tipe grond, hulle kry dieselfde reën, op dieselfde tyd, dieselfde son, dieselfde wind. Alles is identies. Maar wanneer hulle die oes inbring, dan bring die een boer mielies in, die een bring koring in, die een bring sojas in en die een bring grondboontjies in. En dis die dilemma. Julle het dan al 4 gesê, julle plant mielies, en wat gebeur? Nou bring julle verskillende gewasse in, wat het gebeur? Nou die uiteinde is een van 2 dinge, of die boer het gejok en gesê, ek gaan mielies plant, maar intussen het hy iets anders geplant, of aan die ander kant het die boer nie besef, dat die saad wat hy in die grond sit nie mieliepitte is nie, maar is sojas, of koring, of grondboontjies. En dit is iets wat baie gebeur by Christene. Ek sê ek's 'n Christen. Ek sê ek's 'n disipel van die Here. Ek sê dat ek die Here aanbid en dien, maar wanneer ek in die oordeeldag kom en die vrug van my lewe word ontbloot, dan kom ek agter, maar nee, ek was nie. Ek was nie. Dit is die dilemma van die kerk vandag. Dis die dilemma van die Christendom oor die wêreld, is dat baie mense dink, ons is besig om mielies te plant, maar intussen erken hulle nie die saad as iets anders nie. Hulle erken nie dit wat verkondig word, of dit wat gepreek word as iets anders nie, en dit veroorsaak dat hulle met 'n verkeerde indruk die Here aanbid. Jy weet, in Matteus 28 is daar vir ons 'n diepe troos. Jy kan jouself indink toe die disippels daar op die berg staan en die Here Jesus verskyn in sy heerlikheid aan hulle voordat hy opvaar in die hemel, dan sien ons hulle reaksie, sommige of hulle almal het hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Met ander woorde, alhoewel almal aanbid, is daar die wat twyfel, en dit kan dalk u wees vandag. U kan dalk vandag hier sit en twyfel of u werklik in die Here glo. Werklik of hy die antwoord is, werklik of hy bestaan. Dit kan 'n twyfeling wees, maar hoor wat sê die Here. Hy vra nie hoekom twyfel julle nie. Hy vra nie hoekom is jy onseker nie. Hy sê vir hulle, aan my is gegee alle mag, hemel en op aarde. Ek is in beheer van alle dinge. Vertrou my, dien my. En hy bevestig dit in vers 20 as hy sê, en ek sal met julle wees, ek is met julle al die dae tot die volëinding van hierdie wêreld. Met ander woorde, ek gaan jou ook nie alleen laat nie. Jy wat my disipel is, jy wat my dien, jy wat aan my behoort, ek gaan jou nie alleen laat nie. Maak nie saak hoe groot jou uitdagings is nie, maak nie saak hoe ver jy verwyder van my af voel nie, ek is met jou tot die volëinding van hierdie wêreld. Dit is die belofte wat die Here gee. En binne die verbond gee die Here beloftes en hy het eise, en die eis wat hy gee is, gaan maak disipels. Gaan maak disipels van almal. Nou die oomblik as ons dink aan disipels, dan dink ons goed, ons moet nou op die eerste beste vliegtuig spring, ons moet China toe gaan, of Japan toe gaan, of Korea toe gaan, of Indië toe gaan, of Afrika opgaan, want ons moet gaan disipels maak, en dan mis ons die punt. Ons mis waaroor dit gaan, want die eerste plek waar jy 'n disipel maak, is in jou eie huis. Jou man en jou vrou, jou kinders, jou kleinkinders, jou vriende. Jy sien, 'n disipel is iemand wat die Here volg. Iemand wat die Here liefhet, iemand wat die Here dien. In ander woorde, as u sê, Jesus is die Christus, die Seun van die lewende God, en my Messias, my verlosser, en ek glo in hom, dan is jy 'n disipel, en jy het die opdrag om nog disipels te gaan maak. En hoe maak mens disipels? En dit is wat in vers 19 uiteengesit word. Daar's baie debat oor hierdie vers, en die verskillende kerkgroeperinge. Ons in die gereformeerde tradisie staan by die kinderdoop, en dan lees ons vers 19 as die opdrag en die wyse hoe die opdrag uitgedeel word. Die opdrag is, gaan maak disipels van al die nasies. Hoe maak ek 'n disipel? Ek doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en nadat hulle gedoop is, leer ek hulle om alles te onderhou wat die Here Jesus beveel het. Ons leer nie eers en dan word jy gedoop nie. Die opdrag is doop en dan leer jy hulle wat dit beteken. Ek sal onthou by 'n vorige geleentheid waar ons 'n doop gehad het, het ons dit so verduidelik om te sê die doop
is die sakrament van die belofte. Met ander woorde, dis soos 'n cheque wat jy uitskryf, wat die belofte van geld is, en die Here gee aan 'n kindjie daardie belofte, dat as jy in my glo, as jy my liefhet, sal ek jou verlos. Dis die belofte wat die Here aan jou gee, wanneer jy nog broos en swak en klein is. En ons gaan vandag sien, waar jong manne voor die kansel kom staan, en daardie cheque, wat hulle ouers 17 jaar terug, wat aan hulle oorhandig is, waar hulle dit gaan inkas, waar hulle dit hulle eie maak. Want hulle is oor die afgelope 17 jaar geleer, alles wat die Here Jesus beveel het. Geliefdes, ek wil nog 'n illustrasie vir u wys oor disippelskap. En dit is baie belangrik, want dit sluit aan by die eerste gedagte, dat ons wat sê ons Christene is, maar getuig ons lewe daarvan, en dan wil ek vir u illustreer, hoe maklik dit is om onsself te plig, hoe maklik dit is om vir onsself 'n wanindruk te skep. Nou, wat ek hier in die glas gooi, is gewone melk. En as enige een van u na vore kom en 'n slukkie van die melk gaan vat, gaan u sê, ja, dit is melk. Dit proe soos melk, dit lyk soos melk, dit ruik soos melk. Maar nou is die probleem, dat wanneer ons gelowig is, ons 'n Christen is, dan sê ons, dis hoe ons lyk. Dis hoe ons lyk. Dis hoe ons proe, dis die reuk wat ons gee. Maar dan het ons die sonde. Nou, dit is niks teen die maatskappy nie, maar ek gebruik Coke as 'n voorbeeld van sonde. Ek is 'n Christen, maar ek drink baie. Sien jy 'n verandering? Nee. Ek is 'n Christen, maar ek verneek my geliefde, my vrou of my man. Ek is 'n Christen, maar ek is hoogmoedig, of ek woon nie eredienste by nie, of ek's haatdraand. Wat het ek in my hand? Melk. Maar as u dit drink, wat gaan u doen? U gaan dit uitspoeg. Want hierdie konkoksie proe nie lekker nie. Dis nie hoe dit veronderstel is om te proe nie, dis nie hoe dit veronderstel is om te wees nie, maar wanneer ons na dit kyk, gaan u sê dis 'n glas melk. Totdat u dit proe. En dan sê die Here vir ons in sy woord, in die briewe aan die gemeentes in Openbaring, dan sê hy, was jy maar warm of was jy maar lou gewees, maar nou is warm of koud, maar nou is jy lou, en omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Want dit wat jy sê jy is jy nie in werklikheid. As ons sê dat ons disippels is, dan moet ons die lewe van 'n disipel leef. As ons sê dat ons 'n disipel is, dan moet ons uitgaan en disippels maak van al die nasies, en ons doen dit nie deur te sê, jy moet jou hart vir die Here gee nie. Ons doen dit nie deur te sê, maar jy het sonde en jy is verkeerd en jy moet jou lewe regmaak nie. Nee, ons doen dit deur te sê, volg my, soos wat ek Christus volg. Kom saam met my op hierdie reis. Kom saam met my en ervaar die wonder en die genade en die grootheid van God se liefde vir ons as mens. Ouers, hoe maak jy jou kinders 'n disipel? Jy leef as 'n disipel. Hoe leer jy jou kinders om te onderskei is die saad wat hulle elke Sondag of oor elke video wat hulle kyk of elke boodskap wat hulle hoor kry, dat dit mieliepitte is en nie sojas of boontjies is nie. Jy leer hulle hoe lyk 'n mieliepit. Jy leer hulle hoe lyk die waarheid. Dis wat dit beteken. Jy sien, baie mense dink dat, en in sommige kerkverbande het hulle die struktuur sodat jy is 'n disipel of jy's 'n doopeling, dan sê jy disipel, en na disipel word jy 'n diaken, en na diaken word jy ouderling, en dan word jy 'n apostel, en jy het verskillende range, maar dis hoe werk. Elke een wat bely ek glo in Jesus Christus is met belydenis van Jesus Christus 'n disipel. En as jy hom wil navolg, verloon jouself. Verloon die kook in jou lewe, verloon die veiligheid in jou lewe, skuif dit op sy en neem sy kruis op en volg hom. As ek vir u moet vra vandag dat, is daar 'n manier om die kook uit hierdie konkoksie weer uit te kry, gaan u vir my sê, nee, daar is nie.
En U is 100% reg. Ons as mens kan nie dit wat bederf is weer rein maak. Maar Christus het deur sy dood aan die kruis, het hy die onmoontlike reg gekry. Met sy dood aan die kruis, het hy dit wat ons nie kan doen nie, wat ons nie kan begryp nie, wat ons nie kan verstaan nie, het hy gaan regmaak, en hy het jou sonde uitgehaal en dit op hom geneem, sodat jy suiwer en goed is. As ek vandag vir jou vra, hoe kyk die Here na jou, dan gaan jy sê, so. Die Here kyk na my, en hy sien, hy weet wat hier in is. Hy weet hoe ek is. Ek lyk mooi vir die mense, maar die Here weet wat hier binne aangaan. Geliefdes, jou siening is verkeerd. Dis nie die Here na jou kyk nie. Dis nie wat die Here sien as hy na jou kyk nie, want wanneer hy na jou kyk, kyk hy deur die Here Jesus Christus na jou. Hy kyk deur die middelaar na jou. Hy kyk deur sy gekruisigde seun na jou en hy sien 'n skoon en 'n rein kind van hom raak. Dis wie jy is. Jy is sy disipel. Jy is sy eiendom. En wanneer ons dit besef, wanneer ons dit hoor en besef dat saam met hierdie voorreg wat ons het om kind van die Here te wees, om sy disipel te wees, om in hom te kan glo en hom te behoort, gee die Here vir ons sy beloftes in Romeine 8 wat sê dat niks kan jou van sy liefde in Christus skei nie. Dalk voel ek vir jou, jy het sonde in jou lewe wat jou weerhou om die Here te dien. Die Here sê, dit gaan dit nie breek nie. Dalk voel ek jy het iets gesê of iets gedoen wat so erg is, wat so verkeerd is, dat die Here jou nie meer kan lief hê nie, dan sê die Here nee. Jy weet die wonder van Christus se kruisdood, die oomblik toe hy uitroep, dit is volbring, het hy geweet van elke sonde wat jy nog gaan doen. En hy het vooruit daarvoor betaal. Hy het vooruit die prys betaal. En nou wat hy van jou vra, sê my lief met jou hele hart, jou hele siel, met al jou krag en leer ander dieselfde. Hoe maak ons disipels? Ons leef as hulle wat verlos is, as hulle wat genade ontvang het, as hulle wat die Here lief het en hom ken. En dan gaan ons ook die vreugde ervaar. Wanneer daardie oordeelsdag kom en die ganse wêreld voor die Here staan en almal se dade voor hulle ontbloot word en almal word ontbloot dat jy is vuil en jy is besmet en jy is 'n gruwelike konkoksie van jou sonde, dan gaan die Here Jesus kom en sê nee, hierdie een het ek gereinig, hierdie een het ek gereinig. En daardie dag sal jy die woorde hoor, my goeie en getroue diensknegt, gaan in die vreugde van jou Heer. Ja, geliefdes, om 'n disipel te wees beteken ons moet daarteen stry dat hierdie nie ons belemmer nie. Dat dit nie ons vuil maak of smaakloos maak of afgryslik maak nie. Maar omdat die Here Jesus dit uit ons lewe weggeneem het, het ons die vermoë om tot sy eer te leef en dit is die oproep. Gaan leef soos wat die Here van jou vra. Gaan leef die wyse wat die Here van jou vra. Dien hom elke dag met blydskap en vreugde. Dien hom omdat hy jou verlos het. Dien hom omdat alle mag aan hom behoort wat in hemel en aarde is, omdat hy met jou is tot die volëinding van hierdie wêreld. En mag dit wees dat ons as sy disipels 'n getuienis sal lewer. Ja, ons is dalk min. Die Here het met 12 manne die wêreld verander. Wat is sy plan vir jou? Hoe wil hy jou gebruik in sy diens? Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons wil vir U loof en prys. Ons wil U dank oor die genade wat U aan ons bewys het. Ja, Here, dat U U seun in ons plek gegee het aan die kruis om ons te reinig en skoon te was. Om ons U disipels te maak.
Ons wat geroep is om U te dien, dat ons ook U met ons hele lewe sal dien en 'n getuienis sal lewer en ander sal leer om U te volg en U lief te hê. Mag ons as U gemeente gebruik word in U hand tot eer en verheerliking van U groot naam. Here, ons bid vir reën en vir sonskyn. Ons dank U vir die genade wat U reeds aan ons bewys het, waar die boere besig is om te plant en te werk. Besef ons dis vanuit die genade van U hand. Seën hulle handewerk, seën hulle oeste, en mag U daarvoor verheerlik word. Here, ons bid vir ons gemeenskap en die skole. Ons bid vir die kerke oor die wêreld, dat U lig in hierdie wêreld sal skyn, en dat dit die mense sal trek om U lief te hê en U te dien. Gaan ook met hulle wat siek is, hulle wat in 'n tyd van nood is. Gee uitkoms op U tyd en wyse, soos wat dit U behaag. En gee die naasbestaandes die vrede en vertroue, om ook hierdie pad saam met hulle geliefdes te kan stap. Here, ons dank U vir al die goedheid en liefde wat U aan ons bewys, en ons streef daarna om U te dien elke dag. Ons bid dit met dankbaarheid in ons harte in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek gaan vra dat die volgende broers saam met hulle ouers voor die kansel sal kom staan. Emia Hattem, Janu Swart, Gerard Burger. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, 17 jaar terug het hierdie selfde ouers voor die kansel gestaan om hulle kind ten doop te bring. Vandag ervaar hulle die vervulling van daardie belofte. Vandag sien hulle die effek van hulle disippelskap wat gelei het tot hulle kinders wat 'n disipel word. Waar hulle die vrymoedigheid en die begeerte het om in die openbaar te verklaar en uit te roep, ek glo in Jesus Christus. Die openbare belydenis van geloof gee aan die verbondskind die geleentheid om voor God en die gemeente rekenskap te gee van sy geloof. Dit beteken dat die verbondskind die genade wat God in die doop aan hom gebied het, bewustelik deur die geloof sy eie maak. Die openbare belydenis van geloof is 'n gelofte van volle toewyding aan die Here, die koning van die kerk, en dit beteken om in lewe volgens sy woord, om getrou die eredienste by te woon en aan die werksaamhede van die kerk deel te neem en te volhard in gebed, en om God deur woord en daad op alle terreine van die lewe te dien en verheerlik. Dit is 'n gelofte om deur die krag van die Heilige Gees in die geloof te volhard en steeds daarin te bly groei. Geliefdes in die Here, die ouderlingraad het met vreugde daarvan kennis geneem dat u begeerig en gereed is om as volwaardige lidmate van hierdie gemeente toegelaat te word. U het in die Christelike leer onderrig ontvang en u het die ouderlingraad van u kennis van die woord van God en die belydenisskrifte as ook 'n voorbeeldige lewe van disipelskap oortuig. Om as belydende lidmate toegelaat te word, moet u nou opreg op die volgende vraag antwoord. Nou, ek gaan die vraag almal lees en dan gaan ek jou naam noem en dan moet jy hardop antwoord, nie aan my nie, maar aan die Here. Is u daarvan oortuig dat die Bybel die enigste en onfeilbare woord van God is en dat dit die ware en volkome leer van die saligheid bevat en dat niks daarbey gevoeg of daarvan weggeneem mag word nie? En dat die belydende skrifte van hierdie kerk, alhoewel in die Bybel ondergeskik, met die Bybel ooreenstem en daarom onderskryf moet word? Is u daarvan oortuig dat hierdie kerk, waarvan u nou 'n belydende lidmaat wil word, hierdie Bybelse leer as die ware en volkome leer van die saligheid verkondig? Verklaar u dat hierdie bogenoemde leer u persoonlike geloofsoortuiging is en beloof u om alle leringe wat daarmee in stryd is te verwerp? Verklaar u dat dit u voorneme is
om in die krag van die Heilige Gees tot aan die einde van u lewe in hierdie leer te volhard. Verklaar u dat u in die volkome soenverdienste van die Here Jesus Christus glo en dat hy u persoonlike verlosser en saligmaker is. Bely u dat u die drie-enige God liefhet en beloof u om hom van harte te dien, gereeld tot die Vader te bid, die naam van die Here Jesus voor mense te bely en in die krag van die Heilige Gees teen alle versoekinge te stry. Beloof u om aktief aan die werksaamhede van hierdie gemeente deel te neem en beloof u om u aan die kerklike opsig en tug te onderwerp. M.J. Hattem, wat is jou hoorbare antwoord voor God drie-enig? Janu Swart, wat is jou hoorbare antwoord voor God drie-enig? Gerard Burger, wat is jou hoorbare antwoord voor God drie-enig? Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat u sopas voor God en die gemeente afgelê het, drie stuk van my altyd, verklaar ek op gesag van die ouderlingraad dat u nou belydende lidmate van die Afrikaanse Protestante Kerk Hoopstad is, met toegang tot die sakramente en die volle voorregte aan lidmaatskap verbonde. Geliefde broeders, God het u geroep om in die wedloop al in van geloof al u kragte in te span. Volhard daarin, met liggaam, hart en siel, met al u kragte. En gemeente, God het hierdie verbondskinders van hom tot geloofsvolwassenheid gebring, om as lede van die liggaam van Christus hulle gawes en talente in diens van sy kerk en sy eer toe te wy. Stel ook u gawes en talente beskikbaar om saam met hulle God op elke terrein van die lewe te dien. Bid vir mekaar en werk met mekaar saam en laat die liefde van Christus as band u saambid tot 'n getuienis in die wêreld. Terwyl ons net so sit, kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, dit is waarlik vir ons 'n besondere voorreg om vandag weer eens te kon ervaar waar u beloftes aan babiekies voltrek word, waar jong manne vandag hulle geloof in u bely. Seën hulle en gebruik hulle as instrumente in die hand in diens van u koninkryk. Dankie ook vir hulle ouers wat hulle op hierdie lewensreis gelei en onderrig het, en waar hulle ook die vrug sien van hulle vertroue en gebede tot u, waar hulle kinders ook nou u liefhet en u dien. Ons dank u in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek gaan vra dat die kinders en die ouers na die gemeente toe sal draai, dan gaan ons hulle toesing, Psalm 134 vers 4, Psalm 134 vers 4, en dan as ons klaar dit gesing het, kan jy weer die sitplekke inneem, en dan gaan ek vra dat die ouderlingraad net saam met my kom, waar die kinders die belofte wat hulle gemaak het onderteken, en ook die oorhandigingkies maak, en dan ook vir Janet wat namens die susters ietsie gaan uitgee. Jy kan omdraai, dan sing ons hierdie seënbede oor hulle.
Gerard, vir jou is die gedenktens, Mattheus 16:20, as iemand agter my wil aankom en homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Al in jou lewe lang, vir jou die dryfveer is om disipel van die Here Jesus te wees. Baie dankie. Jakob 12:1, en dink aan jou Skepper in die dae van jou jonge. Mag jy altyd jou Skepper onthou en hom dien en gaan saam. En Psalm 119:9. Daarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, die goed hou na die woord. Mag die woord van die Here altyd vir jou die lig wees op jou pad. Op die aanpassing ons handig aan Gerard doop verbondsondersertifikaat met al die seels wat ons aan toewen. En dan vir Jan en vir Enya ontvang hulle net die finale jaar seel wat hulle nog nie ontvang het nie. En dan namens die susters wat ook nie oorhandiging aan elkeen van die finale jaars het hulle gegee. Ek wil weer sitplekke gaan inneem. Geliefdes, as antwoord op die prediking gaan ons sing Gesang 128 daarvan vers 1, 3 en 4, Gesang 128 vers 1, 3 en 4. Daar is net geleentheid vir die opneem van die offergawe. Ek sien nou op die bord en ek wil dit net regstel. Dewald Henning se belydenisaflegging is net uitgestel totdat sy ma Drietjie weer in staat is om na die kerk toe te kom. So dis nie dat hy afgekeer is nie. Hulle het net gevra, dis vir hulle so groot geleentheid, sy wil dit baie graag meemaak, toe die oudering daarvoor toestemming gee. Gesang 128 vers 1, 3 en 4, ons antwoord, maar eers geleentheid om die Here met ons dankoffer te dank. Gesang 128 daarvan vers 1, 3 en 4, die bekende neem my lewe, laat dit Heer
U gewy wees, meer en meer. Kom ons staan, dan sing ons ook hierdie woorde, dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën en die afsluit met die Onse Vader daarna. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan lewe in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Almagtige Vader en die gemeenskap, krag en leiding van die Heilige Gees sal met u wees van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat die ryk kom, U wil gesien, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons schulden, soos ons vergeef. Teen ons sonde, laat ons nie versoeken, maar verlos ons van die bose. Want U is die rijk en die sterke en die Seëne dag en week vir elkeen.